Hallo, vir die wat my nie ken nie, my naam is Nadia, en as jy al hierdie video gesien het, julle probleem het al, dit is viral gegaan op Facebook, TikTok, nies, wat ook al. Ek is die meisie in die video, ek is die meisie wie die polisieman bietjie manhandle. Ek verstaan, almal het hulle eie weergawe van hierdie hele situasie en almal lewer hulle eie opinies wat jy geregtig op is. Maar ek het ook ophou die comments lees, ek het ophou lees wat mense post, want niemand behalwe ons en die polisiemanne weet wat die waarheid is nie. Ek gaan nie te veel in die hele situasie ingaan nie, want dit is nog steeds 'n ongoing investigation. Maar ek wou net hier opgekom het en net vir almal wat uitgereik het, wat die waarheid weet, wat vra of ons okay is, net dankie sê ons is okay. Ek wil nie te veel in detail ingaan nie, maar ek wil net klein bietjie meer sin maak van die hele situasie. Die twee polisiemanne het nie gekom om te serve en protect nie. Hulle het gekom met 'n persoonlike vendetta wat hulle teen iemand het wat ons ken en dit op ons uitgehaal. Ek sweer op my erewoord, daar was nie dwelms op ons gevind nie, daar was niks op ons gevind behalwe 'n mes nie. Niemand het die polisieman gedreig met 'n mes nie. Nie ek of dienstrydom het 'n mes op die polisieman gerig nie. Ek verstaan ons albei het die situasie nie die beste hanteer nie en ons besef dit nou, maar ook as julle weet wat regtig gebeur het, sal julle verstaan ons reaksie was valid. Ek sê nie dit was op die beste manier gehanteer nie, maar ons albei is diep getraumatiseerd. Daar's 'n derde persoon ook betrokke in die, maar ek gaan nie vir hom praat nie. Mens kan 'n paar keer hoor in die video waar baie mense vra hoekom word hulle gearresteer, hoekom word ons gearresteer, en hulle kon ons net nooit 'n antwoord gee nie. Daar's ook 'n video waar die polisie gesê het they are being arrested for dagga. En ons het al die video evidence, ons het alles wat ons nodig het om ons onskuld te bewys. En later, toe hulle nou besef, jy kan nie iemand arresteer vir dagga nie, het hulle dwelms uitgekrap. Gaan nog steeds nie in te veel detail ingaan nie, ek sal wel, as ons voel, ons moet 'n response video maak, wanneer die also verby is en die hele storie van ons weergawe vertel. Maar van nou wil ek net hê en vra dat almal asseblief ons respekteer as mense. Ek sê nie jy moet ons glo of dink ons is innocent of wat nie. Ek sê net, ek weet wat die waarheid is. Die ander twee wat deel is van die weet wat die waarheid is. Ons sou nog steeds toegesluit gewees het as ons skuldig was. Maar ek beloof jy, ons het die beste prokureurs wat agter ons staan. Ons het niks verkeerd gedoen nie. Ons is 3 normale mense wat net ons lewe wou leef en ons was toevallig op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek. Want soos ek gesê het, hierdie is 'n persoonlike vendetta teen iemand wat ons ken. Hy is daarom veilig, hy is daarom nie aangeraak nie, maar ons gaan hierdie nie net hier los nie. Want ons lewens word nou gedreig op sosiale media. Die goed wat van ons gesê word, deur mense wat ons nie eens persoonlik ken nie, is in my opinie, ekskuus vir my woord, fucked up. So, dit is waar ek nou die gaan los. Ek sal nog 'n video maak, sodra hierdie bietjie minder spotlight op het, dat mense net bietjie meer kan verstaan wat daar gebeur het. Maar vir nou, wil ek net dankie sê vir die mense wat ons bystaan, en vir die mense wat ons help met die hele situasie. Maar tot dan wil ek regtig niks verder van hierdie situasie hoor nie.